Jy weet, hy moet bekend wees. Hy kan nie sê in die naam van Jesus Christus, ek is nie blind nie. En dis wat baie keer die mense verwag het, jy weet, ek is nie krepeel nie, ek het nie dit nie, jy weet, maar ek loop mank. Maar almal kan sien jy is mank, jy weet. En dis daai ding, jy weet, we call the things that are unseen as though they are seen. Ons roep die dinge wat nie bestaan nie so asof dit bestaan. En mense moet mooi gaan kyk na die konteks van daai skrif. Want wat hy eintlik verwys is na Jesus Christus. Jesus Christus was onbekend, onsienlik. En toe word hy sienlik. Nou sê hy, roep die dinge wat jy nou nie kan sien nie, asof jy dit kan sien in Christus. So dis 'n heeltemal ander konteks. Ja, so voor ons nou regtig aan die ding ingaan, Amelia, daar by jou? Ek weet jy het nou gesê. Dit gaan goed. Maar die gewone kantoorprobleme en so aan, maar dit gaan goed. Okay, alright. Ja, en ek het ook gehoor hulle het gesê hulle het jy het die Nautilus gevat Sondag, nee. Ja, dis uitgestuur. O nee, ek vra maar net. Maar jy was deel van die meeting, so jy weet wat. So maar hulle sê dit was 'n goeie meeting geweest. Dit was 'n goeie meeting, maar weet jy nou, ek moet hier my bek te hou. Ek is geneig om oor te vat. Maar dis ook my elders se skuld. Want hulle sal sê, "Oké Amelia, wat wil jy sê hieroor?" Dan wil Amelia niks sê nie, maar dan sê Amelia. Ja, dit is maar dit. Want ek het die meeste inligting van hulle almal, jy weet. Ja, dit is ook so en dan ek bedoel dan sit nie noodwendig sleg om te praat nie, verstaan jy? So nee, hulle is nie een van hulle is nie. Ja. Maar hulle gooi my met die vraag. Ja. Nou Lien, ek het jou daarom gesien vandag, so ja, nee. 'n bietjie van 'n kuier in. Ja. Dankie. Ja, ag, jy weet, ekskuus man, ek maak verskoning. Jaco is nog by die werk. Hulle het 'n klomp hulle het 'n klomp afleweringe en 'n klomp administrasie wat gedoen moet word. Ek het verstaan hy en Tanet hulle gaan saam met die maatskappy gaan hulle op 'n trip, jy weet, so ons is besig met die man se paspoort en 'n klomp goed om hom te help om, jy weet, hierdie trip te kan maak. Die ou stres maar nog 'n bietjie. Maar ja, ag ons vertrou dat alles sal mooi uitwerk. Die ding sal môre daar wees. Dat hy ook hierdie voordeel kan hê, jy weet, so. En jy weet, ons het nou vanaand het ons nou al gesels oor 'n klomp goed, jy weet, die verwagtinge wat binne in die kerk is en ek wil sommer hier ek wil iets op die tafel sit en dan kan ons maar 'n bietjie daaroor praat want dis baie relevant ten opsigte van 'n klomp goed wat daar buite is, jy weet, so bietjie meer as 'n week terug toe en ek gaan nou nie ek sê nou elke keer wie die persoon is, maar ek wil nou nie vanaand spesifiek sê wie se boodskap dit is nie. Dis 'n baie bekende internasionale spreker wat ook op televisie is op ons huidige stasies en netwerk. En Armand stuur vir my 'n ding van en dit gaan oor genesings en dit gaan oor om mense op te wek wat dood is en al hierdie goed, jy weet. So dit gaan daaroor geloof, met ander woorde, tot watter mate is jou geloof? Tot watter mate speel jou geloof 'n rol? En dan wat keer jou om te funksioneer binne die verstaan van wat jy ontvang het by Christus Jesus? Met ander woorde, hierdie ou lê die fondasie. Ekskuus, ek net gou die antwoord, hou net vas. Hou net vas, ek net vir die ou sê ek is op 'n
Okay, so wat hy doen is hy lê die hele fondasie na aanleiding van die finale werk van die kruis. Met ander woorde, die uitstorting van die Gees het die Here gesê, gaan heen, gaan maak disippels, gaan maak die siekes gesond, al hierdie goed wat hy gesê het, nê? En ons het ontvang die krag van bo, die inwonende en die bekragtiging van die Heilige Gees. Daar gaan ons. Alright. Nou vra hy die vraag: het ons die opstandingskrag van Jesus Christus binne ons? Wat is die antwoord? Ja. Ja. Okay. Volgende vraag. Hier is iemand dood. Wat keer jou om vir hierdie persoon te bid? Ek gaan alleenlik vir daai persoon bid. As die Here vir my sê, Amelia, bid vir daai persoon. Hoekom? Hoekom Want is dit dit gaan graag wil hê die Here moet dit vir jou sê? En Ja, nie, want dit gaan en nie die sy Bybel wil nie. wees. Hè? Want dit gaan sy wil wees of daai persoon gaan opstaan of nie. Nie myne Okay, nie. maar ek is bly Ek jy het sê nie die dit. krag nie. Nee, ek is bly jy sê dit. Want onthou die argument is, hoekom het die Here vir jou sê as die Bybel dit klaar sê? Want die Bybel sê, ek weet nie, die Here moet dit vir jou sê. Want dis die kragte is nie in my nie. Ek het nie daardie krag nie. Ek glo wel, ek het die hoe sê die Bybel? Wat Here gehad, wat Jesus gehad het, het ek ook, as ek nie meer as hy het nie. Ek kan Okay, maar hoor wat jy sê, want onthou Ja. dis die argument. So Ja. jy is heeltemal reg. Kom ons raak dit van dit bietjie stadiger. Jy's heeltemal reg. Maar die teenargument is, hoekom het die Bybel vir jou iets sê, of hoekom het die Here vir jou iets sê wat die Bybel klaar gesê het? Het die Here gesê gaan maak disippels? Ja. Maar wanneer jy voor 'n disipel staan, wat wil die Here hê moet ek vir die disipels sê? Jy hoor wat ek sê? Ja, Of maak dit nie sin nie? ja, ek verstaan. Want die teenargument is die volgende. As ons net kan doen wat die skrif sê, dan het ek en jy nie die Heilige Gees nodig. Amen. En dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor wat ons doen nie. Dit gaan oor die verhouding waarin ons staan, waarin die Heilige Gees ons lei, sodat God homself kan openbaar, nie net aan my nie, maar ook aan die volgende mens. Dit gaan nie oor wat ons moet doen nie. Dit gaan oor wie God is en hoekom ons deel van hom geword het. Siek of nie siek nie, dood of nie dood nie, arm of nie arm nie, ryk of nie ryk nie. Yes. Maak dit sin? Want Nou dit nie gaan nie oor, kom. want dit gaan nie oor my nie. Ja, okay, eerste ding, want ons is almal net instrumente in die Here se hande. Maar dit is nie meer wat vandag gebeur nie. Waar mense se verwagting is gesalfde stuur met 'n anointing, met 'n gift van een of ander aard wat hierdie probleem moet kom oplos. En dis die goed wat nou gebeur het by Bethel. Met ander woorde, mense gaan kerk toe met 'n verwagting. Ek het hierdie ding verlede week in my diens gesê. Ek sê blykbaar soos wat mense nou leef en die kerk nou leef, werk God net op Sondag tussen sekere ure. Net by die kerk. Die healings vind net by die kerk. Die bevrydings is net by die kerk. Die profeseë is net by die kerk. Maar die Here sê hy gee vir ons iemand wat saam met ons kan leef elke liewe dag. En hy sal getuig dat ons seuns en dogters van God is. Hy sal vir ons vertel dat ons deel van hom is en hy sal die woorde op ons tong lê. Want dit is vir my baie belangrik dat ek hierdie fondasie lê. Want Jesus wat ek het so 'n bietjie met Nouline hulle gepraat vandag oor. Jesus wat al die autoriteit, al die mag en hy is die woord, nê? Hy is die woord. Die duiwel
tent hom in nadat hy in die woestyn was. En hy sê vir hom, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brood te word. Kan Jesus dit doen? Ja, hy kan. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Want hy hoef niemand te bewys nie. Maar hy sê, ons lewe nie net van brood alleen nie, maar ons lewe van elke gesproke woord van God. Hy sê, ek het Sondag daaroor bedien, hy is die verteenwoordiging van God en hy sê, as jy my sien en jy glo in my, dan glo jy ook in my Vader wat my gestuur het. Ek sê niks as my Vader dit nie vir my gesê het nie. Ek doen niks as my Vader dit nie vir my gesê het nie. En ek en jy word blootgestel aan ministries wat dit wat God vir ons gegee het en 'n verwagting dat ons nou in daai autoriteit moet leef sonder dat ons God raadpleeg. Sonder dat hy in aanmerking kom, sonder dat hy erken word, sonder dat hy kan praat. Want hy sê ons lewe nie deur die letter nie, ons lewe deur die Gees. En Jesus wat die skrif gekwoteer het in Lukas 4, toe sê hy die Here het my gestuur en hy het my gesalf om die gebrokenes van hart, die siekes, die oppressed, die captive, almal te kom vrymaak. Maar nogtans gaan ek dit nie doen net omdat ek dit kan doen nie. Ek doen dit wanneer hy vir my sê doen dit. Maak dit vir julle sin. Want ek en jy gaan na 'n diens toe, ek en jy word gekonfronteer met die lewe en met goed, en nou wil ek en jy met die Here arm druk, want hy het gesê, as jy in die naam van Jesus Christus goed beveel en verklaar en roep en herinner, dan sal dit so wees. Nou kom ons wees nou eerlik. Hoeveel van daai goed het jy geroep en dit het nie verander nie? En dit maak nie God kragteloos nie. Dit maak hom nie misterieus nie. Ek besef net vandag, na 39 jaar se getroude lewe, ek het die Here baie goed gevra oor my vrou en dank die Here het dit nie geantwoord. Nie gedoen nie. Want nou was ek dalk 'n weewenaar. Ja. Met baie respek. Julle gaan nie noodwendig hierdie eerlikheid en hierdie realness op ander platforms kry nie, maar ek is eerlik want dit is belangrik dat ons nie sekere goed claim wat die Here nie wil hê ons moet claim nie. Omdat ons kan aanspraak maak op sekere goed. Wanneer die Here sê, herinner my aan my beloftes, is dit in die Ou Testament, nie in die Nuwe Testament nie. In die Nuwe Testament het hy al die beloftes vervul, maar wanneer ons deur die leiding van die Heilige Gees leef en die gesproke woord van God, die spontane gedagtes van die Heilige Gees hou aan my seker goed bekend, dan word my geloof versterk. So kom ons toets dit. Hoekom het Moses die see oopgekloof? Hoe het hy dit reg gekry? Die Here het gesê, druk die staf in die water. Of ja. As hy nie die staf in die water gedruk het nie, die see nie oopgegaan. Hoekom het Elia vuur uit die hemel uitgeroep? Die Here het gesê, roep vuur uit die hemel. Hoekom het Petrus op die water geloop? Want die Here het so gesê. Die Here het gesê, kom. Jy sien, as ons nie verstaan nie, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord. Wat 'n woord? Die woord wat God spreek. Daai woord wat so seker in jou hart opkom, dan weet jy, dit is God. Want dan kan jy oortuig wees, dis die geloof
wat Christus geopenbaar het, om dit aan my voor te hou. Want sy geloof is onfeilbaar. Ja. Maar my onsekerheid, en dis hoekom dit baie keer die probleem is van mense, want ons gaan nou vir iemand bid, en as dit nie gebeur nie, dan is dit nie my probleem nie, dis jou probleem. Want jy het of sonde in jou lewe, of hulle het nie reg gebid nie, of jy het 'n oop deur, of jou geloof is nie sterk genoeg nie, of jy vertrou nie die Here nie, of dis nie sy tyd nie. Nou watter een van die klomp is dit nou, of is dit almal? En dis die verwarring wat daar geskep word by kinders van die Here, wat lief is vir die Here, wat uitverkoop is, wat opreg is met die Here, en ons stap in goed in, waarvan ek en jy nie oortuig is. Want omdat ons sekere goed kan doen, sê dit nie ons moet dit doen. Stem julle met my saam? Julle hoef nie, maar maak dit jou sin. Help dit jou bietjie om te verstaan dat God se fokus eintlik eerder dit is, dat jy vertroud en bekend is met sy hart oor jou en jou familie, en maak nie saak wat gebeur nie, sy belofte was, nie dat daar nie gaan probleme wees nie, sy belofte was, ek is saam met jou in elke ding. Ja. En daai vertroosting, en daai berusting, en daai waarheid, het 'n groter vermoë binne die werk van die Heilige Gees, as om 'n tydelike ding te doen. Luister hierdie, en ekskuus, ek wil nou nie vanaand, ek weet ek is sensitief, en ek weet om daar nie sit met 'n konfrontasie, Ansa, julle sit met 'n konfrontasie, ons sit met 'n konfrontasie, rondom baie goed in ons lewens, of dit nou siekte is, of iets anderster, elke ding het sy eie effek. Kom ons dink die bietjie hoor, of jy siek doodgaan, en of jy gesond doodgaan. Doodgaan gaan jy doodgaan. Wat is jou probleem? Hoekom is die manier hoe ons doodgaan so 'n groot probleem, in plaas van om te fokus, dat die ewige lewe wat ek en jy ontvang het, waarin ons reeds kan lewe, 'n groter getuienis en 'n krag het, om my deur dood te vat, in 'n lewendige, face-to-face realiteit, vervulling van 'n belofte wat God gemaak het. En dis vir my en vir jou 'n ongelooflike battle. Paulus sê, om te sterwe is vir my veel beter. Iets wat Nolien vandag gesê, Nolien. Nee, ek kan dit miskien sê as jy wil, ek wil nou nie jou storie vat nie. Paulus sê, man luister, as ek kan kies, wil ek by die Here wees. Maar ek weet wat hy vir my gesê het, wat hy in my geopenbaar het, en vir daai rede is dit vir julle beter dat ek hier is. Dis nie noodwendig vir my nie, julle gooi my met blerrie klippe, julle slaan my met stokke, julle sluit my toe, julle vervolg my, julle daag my voor elke blerrie raad, maar julle besef nie die waarde vir julle nie. My teenwoordigheid is veel meer werd, is dit wat ek vir jou kan doen. Ek wil nie veel vir jou doen nie. Maar ek wil jou eintlik soveel vertel van hoe kragtig die doel van die evangelie wat God aan ons toevertrou het, hoe groot en hoe kragtig en hoe magtig dit is, dat jy in 'n verhouding met hom staan, dat jy jou eie identiteit en jou waarde en jou waardigheid ontdek, is soveel meer belangrik
as wat jy nou gesond word. As wat jy nou skatryk word. Want dit gaan nie noodwendig jou verstaan en jou persepsie van wie God is regtig verander nie. En God het gekom dat ons denke en ons hele lewe en ons hele verwysing van wie hy is en wie ons geword het, moet verander en ontdek. My vraag is, hoekom is dit nie die fokus van die kerk? Hoekom is dit nie die fokus van bediening nie? Hoekom is dit nie die fokus van bemoediging vir soveel mense nie? Ek sê vir Armand vandag, ek en hy kan in 'n 60 dae vas ingaan, en soaking en alles, en dan ry ons Pienaardam toe en dan gaan kyk ek en hy of ons op water kan loop. Wat dink julle wat gaan die kanse wees? In 60 dae gaan jy nie meer reg staan nie. Gaan lekker bewe daar in die koue water. En dis nie van koue nie, dis van hongerte. Jy sien, maar dis wat die kerk vir mense sê, gaan doen jy die volgende, en dan oor 60 dae, dan sal jy die oorwinning kry, dan gaan God vir jou hierdie ding gee. Nou luister, hoe realisties klink dit vir jou? Weet jy, wanneer sal ek 60 dae vas? Wanneer die Here vir my sê, luister maat, ek wil jy met 60 dae vas, want ek wil jy met dit en dit en dit gaan doen. Want die mens dink, omdat God onsekere goed gegee het, moet hy honor. Moet hy onderneem. En ons roep hom baie keer tot daai goed, te sê, Here, omdat u gesê het, omdat u woord dit sê. Nou, die duiwel vat Jesus na die berge toe. En hy sê, sien jy hierdie? Ek gee alles hierdie vir jou. As jy net buig. Hy vat hom na die pinnakel van Jerusalem toe. Hy sê, spring hier af, want God het gesê, hy sal sy engele raak in jou stuur, en jy sal jou voet in 'n klip nie staan nie. Jesus sê vir hom, Satan, gaan weg agter my. Is dit waar wat die duiwel gekwoteer het? Verseker is dit waar. Maar Jesus wat al die autoriteit het, en alles kan doen, en om met 'n veeg kan wegvee, sê, ek gaan nie met jou engage nie, want my Vader sien nie nodigheid dat ek en jy moet engage. Ek hoef myself nie te verdedig nie. Ek hoef myself nie te promoveer nie. Ek weet wie ek is. Ek is die seun van die lewendige God. En hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. En miskien as ons net bietjie meer vrede maak met dit, sal ons meer rus en berusting in ons lewe hê, as hierdie gejaag na iets wat ons so desperaat nodig het. En die Here sê, maar luister man, dis nie so belangrik nie. So haal een asem in en blaas een asem uit. Doen dit gou-gou. Een asem in, een blaas asem uit. So hoe lank was dit nou? Hoe lank was dit? 4 sekondes, 5 sekondes. Okay, so 5 sekondes in 'n asem kan 3 minute wees. Dit kan 30 minute wees,
kan 3 maande wees, kan 3 jaar wees, kan 30 jaar wees, kan 90 jaar wees, kan 120 wees, en dis net een asem. En ons wil 'n issue maak oor, Here, hoekom is hierdie jong kind of daai ene, of hoekom hierdie ou is al by die 100 en hy is nog nie dood nie. Here, hou jy hom in die lewe, want hy moet nog iemand vergewe en hy moet nou nog iets restituisie doen. Ag Here, help ons nie. Die Here sê, ek weet hoekom hy lewe. En ek hoef dit nie noodwendig vir jou te sê. Want as ek en hy, jy is my seun en my dogter, hy is my seun en my dogter. Fokus jy op ons verhouding, ek sal fokus op ons verhouding. Ja. Jy sien, want ons wil vir elke ding 'n verklaring hê, en 'n uitklaring hê, en 'n bewys hê, en Here sê tog net vir ons. Ek is so bly die Here het nog nie alles vir my gesê. Ja. Okay, Nolien, nou moet jy inkom. Wat moet ek sê? Ha? Jy moet maar sê wat jy wil sê. Ek dink net dat in daai moeilike tye, en ek bly staan by dit, ek is myself nou deur 'n baie moeilike tyd. En ja, ek is besig om deur dit te kom nog, maar ek besef net dat dis daai proses. Imagine ek moes nou sê, luister hier, so hierdie moet nou net klaar kom, en Here, wat, jy weet, ja, ek het baie gewresel met die Here, baie. Dit is nie vir my, kon nie verstaan hoekom, waarom, jy weet, al daai tipe van goed nie. Maar in die proses was dit 'n purifying proses, een van cleansing, een van waar die Here my begin losmaak het van goed wat nie noodwendig deel van my prentjie moes gewees het nie. En ek dink dat die proses is vir God meer belangrik as om net 'n quick fix te hê en jy gaan huis toe en jy weet nie hoe om dit te maintain nie. Ek dink dit is regtig die belangrikste. Dit is vir God baie belangriker dat jy deur die vuurproses gaan om goud te word, as om net 'n skielike iets te hê. Want wat vir my uitstaan in my lewe is dat daar's iets wat ek ervaar het van Christus in daai tyd, in daai oomblikke, in daai swaar kry, in daai seer. Maar ek het soveel gegroei. Ek het soveel goed oorkom. Shame kan nie meer op my kom sit nie. Ek het regtig waar vrygekom. Maar as ek nie deur die proses gegaan het nie, sou ek nie daar kon kom nie. Ek meen, ek het jaar in jaar uit, baie jare met baie goed gestoei. Kon dit nooit oorkom nie. Tot wat ek by hierdie plek gekom het, waar ek bereid was om nie 'n quick fix te soek nie, maar dit deur te stap en deur te trap. En daar het ek 'n baie meer intieme verhouding met God, sodat my gedagtes nou al so sterk geword het, as die vyand kom met daai negatiewe woorde, dan hoor ek dit, en dan is dit asof ek dit wil vat, en dan skielik sal ek sê, nee, maar dit is nie so nie, jy weet, dat ek dit nou al recognize en terug sê, luister, dit is nie so nie, dis wat God sê. So dit gee vir jou 'n mate van autoriteit oor sekere goed wat jy mee struggle, en op 'n stadium van jou lewe gaan jy by 'n plek kom waar jy iemand anders, want onthou, goed kan nie dieselfde bly nie. Dit moet verander, né? Soos die seisoene, soos alles, dit moet verander eers. So, maar eers
gaan ek kan met iemand voor my sit wat deur dieselfde goed gaan. En ek gaan met daai persoon met autoriteit kan praat. Ek gaan met autoriteit met daai persoon kan praat. Ek gaan daai persoon kan help. En dis waar die transformasie kom, want as ek begin praat oor goed waardeur ek is, waardeur ek victory het, dis waar die lewe in die woord is, né? Want skielik is daar transformasie, dis spoken word, né? Want dis Christus se woord in my. So ja, ek weet nie of hierdie enigstens sin maak nie, maar dis nou waar ek is. En ek's net soos in, as iets op my wil kom sit, dan sê ek, daar's nie 'n manier nie. Jy gaan op my kom sit nie. Dis Want kos. ek weet wat se prys moet ek betaal het. Ek het 'n prys betaal om by hierdie plek te kom. En ek betaal steeds pryse. Dit was nie 'n maklike pad nie. Ek moes baie goed neerlê. En ek sê dankie vir Jesus. Want dit is nie ek nie. Dankie Jesus. Dis al. Dit was net Ek wil jy weet, Nolien, jy het 'n baie belangrike ding nou gesê. Jy sê wanneer jy getuig, dan praat jy met autoriteit. Ja. Luister mooi wat jy sê. Baie mense wil dit uit autoriteit uitpraat, net op grond van. En ek gaan nou een skrif noem. Die Here sê vir hulle, Here, ons het in die naam het ons geprofeteer en ons het duiwels uitgedryf. Here sê, en ek weet nie wie sê. Want God honor sy autoriteit. Ja. Maar in Handelinge 17 of Handelinge 18 is daar die 7 seuns van Skefa wat sê ons kom na julle toe in die naam van Jesus wat Paulus verkondig en die Gees sê vir hulle, ons weet wie Jesus is en ons weet wie Paulus is, maar wie is jy? Nou die feit dat ons autoriteit het, beteken nie ons funksioneer in autoriteit nie. Want dis nie 'n getuienis nie, is net kennis. En die Here wil nie ons met uit kennis uit, ons moet lewe van elke gesproke woord van God. Luister wat sê Openbaring 12. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Luister wat sê hy. Hulle het nie die dood gevrees nie. Want hulle het iets verstaan om Handelinge 17, in him we live and move and have our being. Hulle het verstaan dat siekte kan net jou liggaam hier hou. Maar hy kan nie jou lewe hier. Want jou lewe is nie bestem vir hier nie, jou lewe is bestem vir ewigheid. Ek en jy kan die tent nie deny nie. Ons kan dit nie vermy nie. Ons kan dit nie wegbid nie. Ons kan dit nie wegprofeteer nie. Jy kan dit nie eens wegsteek deur dit te begrawe nie. Want as jy begrawe sit hulle 'n klip daarop. En sê hier lê ter ons geliefde ter herdenking en ter nagedagtenis. Gebore daai datum, dood daai datum. En die duiwel dink hy het gewen. Die Here sê, hy is hier by my. Hy is hier by my. You could not hold him, because you could not hold me. Ja. Maar dit is baie belangrik. En dis wat Jesus wat die hoogste autoriteit is, in Johannes 12 sê, ek praat nie net omdat ek kan goed sê nie, ek sê niks wat my Vader nie vir my gesê het om te sê. En ek dink baie keer ons vat hierdie goed baie ligtelik op. En ek wil nie 'n las of 'n burden op ons sit nie, maar ek dink ons moet baie keer net dink hoekom ons sekere goed sê.
En is dit wat die Here vir my gesê het, of is dit wat ek sê, wat ek dink die Here sê? Want binne dit kan die Here nog steeds binne genade funksioneer, nie? Want dit is wat hy doen. Ek sê vir ouens, en vergewe my, hier's 3 dames op die platform. Ek het al baie vir taxi drywer gesê, daai ding wat my skoonpa vir die papegaai gesê het. En die papegaai vir ander mense gesê het. Ek het dit al vir hordes taxi drywers gesê. En nog nie een het in so 'n ding verander nie. Ja. So my woorde het nie soveel krag wat ek dink dit behoort te hê nie. En ek dink ons moet net weer terugkom by die realness van die evangelie wat sê God weet alles. Hy is alles in almal. En hy het die vermoë om goed aan mens bekend te maak en voor te hou en te bemoedig en te versterk. En wat ook al hy wil doen, kan hy dit doen. En ek sit hier vanaand as 'n lewendige getuie en ek het dit Vrydag vir mense gesê. Die dag toe ek en Haiti getroud is, was my lewe nie uitgesort. Ons verhouding, ons huwelik was nie uitgesort. My vermoë tot ouerskap was nie uitgesort. My verantwoordelikheid en my betrokkenheid as man by my vrou was nie uitgesort nie. Maar soos ek gelewe het die Here goed uitgesort. Meeste van die goed wat ek nie gevra het nie, wat miskien my vrou gevra het. Of iemand wat vir ons gebid het. Maar Raiwan, die Here het gedoen wat hy gedoen het. En omdat ek die goed erken wat hy gedoen het, is ek baie dankbaar. Want dis die bewys, hy is betrokke by my lewe. Nie die feit dat ek gesond of siek is, of ryk of arm is, of in die bediening of nie in die bediening is. Dit maak nie saak. Maak nie saak. Hy het my gekies. Ja. Toe ek myself nie eens gekies het. Wat wil jy vir my sê, Amelia? Dit is so, weet jy net, jy weet so baie keer, sê die Here wel vir ons dinge, en so baie keer vra ons hulp van die Here, weet ek myself persoonlik het, 2 keer was ek amper, het ek by die dood omgedraai, en ek was gerig om huis toe te gaan, maar die Here het my elke keer teruggebring, maar ek weet vandag hoekom, jy weet, want my kleinkinders moes groot gemaak word, daar was baie stories in my familielewe gewees, en al sekere goeders, maar dis nie nou belangrik nie, maar dis dit is reg. En net nou die dag weer, toe sê ek, Here, vat my net huis toe, ek is so moeg vir al hierdie probleme en goeders om my, vat my net huis toe. Weet, ek gaan net beter wees, dit gaan net beter wees, en weet julle wat doen hy nou? Hy sit 2 meisies in my kerk, wat ongetroud is, wat swanger en wat ek moet bystaan. Jy weet, want dit is is my bediening. Ek het 'n buiteegtelike kind, hy is nou al 45, maar julle verstaan wat ek bedoel, dit is wat ek kan doen, dit is wat ek weet hoe om te doen. En dan dink ek, Here, jy weet nou, jy het 'n goeie sin vir humor vir my. Jy weet, jy het so baie dinge waarmee jy my moet besig hou. En ek is regtig, ek sit elke oggend by die kerkkantoor, en daar's party oggende wat ek daar sit,
dat ek niks tyd het nie, want almal kom net in. Hulle kom net vir 'n chat. En maar elkeen het 'n iets. Elke persoon het 'n iets wat net iets wil hê, jy weet. En dis lekker, is tog lekker, ek geniet dit. Maar wat ek wil sê is, so baie kere vra ons van die Here vir dinge, en ons sien nie altyd raak, dat hy vir ons eintlik die antwoorde gee nie. Dat hy vir ons eintlik daai hulp gee wat hy vir ons gee nie. Dit laat my altyd dink, weet julle, almal ken die storie van die dominee of iets wat op die dak gesit het en gesê, die Here sal my red, met die verspoeling en die water kom. Ja. Jy weet, ons sien al hierdie dinge verby ons gaan, maar ons sien nie dat dit die Here is, wat eintlik hierdie goeders vir ons stuur nie, wat eintlik die hand uitsteek nie. En dit is vir my net awesome om dit baie keer te ondervind. Ja. Ek self ondervind dit baie gereeld by die kerk, want dis nie iets wat ek baie oor praat nie, is finansiëel gaan dit nou nie baie grand met my saam, ek kyk na my ma en my kleinseun en al sulke dinge, maar die Here weet dit, en iemand kom net en groet my en dis R100 in my hand, julle verstaan wat ek bedoel, so ja. Ons sien nie altyd daai klein dingetjies wat die Here wel doen op ons groot vraag nie. Ek wil, ek wens, ek loop op pad met mense van Kriel af, en ons sou hulle al in 2020 getrou het, en toe kom COVID, en daar het 'n klomp goed gebeur, en hulle besluit weer op 'n datum, en toe die datum nader kom, toe diagnoseer hulle die bruidegom se ma met kanker. Toe het sy deur behandeling gegaan, remissie, toe sit ons 'n datum op, nou gaan hulle weer trou. Ons het net die proses begin, toe diagnoseer hulle haar weer met 'n nuwe kanker, weer behandeling, weer chemo, 'n lang proses, baie lang proses. En hulle sit toe, hulle toe 'n datum opgesit vir September verlede jaar. En Augustus maand is sy ma oorlede. En hulle sê toe net, jy weet, hulle sien nie nou kans om nou bruilofsfees te hou nie. Hulle weet sy sonder pyn en alles, maar vir hulle voel net nie vir baie persoonlike redes, jy weet, hulle sien nou kans. Ja. En Desember is ek by die see en hulle stuur vir my, hulle sê nee, hulle wil nou 'n datum vasmaak, 28ste Maart. Sê toe is reg, Januarie maand kom ek terug. Januarie deur Februarie sê ek vir hulle, luister, ons moet net weer die gesprekke, ons het al gesprekke gehad, maar net weer 'n bietjie refresh en bietjie tyd spandeer. En my laaste sessie wat ek met hulle het, is ek in Kriel en ek en Andri sit en kuier en ek sien hier stop hulle en ons sit daar in die koffieshop daar by Red Velvet. Ons sit daar in die koffieshop en Andri sê, hoorie, verskoon my, en hulle kom in en ons groet en Andri sê 'n ding en ek sien hulle kyk vir mekaar. Hy sê dit vir hulle, maar ek sien hulle kyk vir mekaar en hulle kyk vir my en ons gaan sit. En ek hanteer die goed wat op my hart is en ek deel hierdie goed met hulle en ons het 'n amazing tyd, jy weet, so 'n uur en 'n half tyd wat ons met hulle spandeer. En dit was eintlik vir ons stel net om 'n 45 minute sessie te wees. Maar dit is toe nou amper 'n 2 ure sessie. En ek klim in die kar en ek ry huis toe. En die Saterdag daag ek op vir die troue. En hierdie girl kom aangestap nie en ek sien something is different. Ek weet nie, iets het gebeur, I don't know what. En ek doen nie seremonie, maar dis nogal, jy weet, omdat ons 'n naby pad met mense loop, is die goed baie persoonlik, baie intiem, jy weet. En terwyl ek by die troue is, jy weet, doen ons goed wat ons nog nooit gedoen het nie. Ek maak altyd die familie en die Hebreë familie deel van hierdie van die seremonie, maar ek roep toe nou spesifiek haar ma en haar boeties
en sy het 'n buite-egtelike kind uit 'n vorige huwelik. Ek roep daai kind en jy weet, omdat haar hele familie is by mekaar. En ek roep toe sy boeties en sy familie. En hier is die twee families wat nou een familie word. En hulle het gevra, hulle wil 'n 3-dubbele koord wil hulle hê wat hulle dan nou almal, maar hulle wou eintlik net eers hulle. Maar wat ons toe nou doen is ek vra die ma om daai tou eerste om hulle te sit, want dis eerste hulle, dis die verbond. Maar dan ook die tou om die ander. So hulle moes almal hande vat en daai tou het hulle almal verbind met mekaar. Dit is sommer net, ek bedoel, dis nou daar nie. Ons nie hierdie ding oefen en daar's geen repetisie by ons nie. Verstaan jy? Ons laat nie die ouens in die gangetjie afloop en sê okay, jy staan nou hier. Ons kommunikeer hierdie goed, maar ons doen nou nie 'n rehearsal. Ja. En ek en Haiti was ons was nou die naweek wat verby Saterdag was ons nou 39 jaar getroud. En met al hierdie goed wat hier by ons gebeur, toe besluit ek net, jy weet, ek kan Haiti maar net bietjie op die motorfiets kom, om Dani, jy kan maar nou sê amen. Ek en sy maar net op die motorfiets kom en ons het 'n klomp van die homesel in Bethel, jy weet, hulle het omtrent almal motorfietsse en ons sê vir hulle, luister, ek en Haiti gaan Dullstroom toe, is julle in? Ons gaan net bietjie wegkom, ons gaan 'n koffie drink, gaan ontbyt eet, ons gaan saam met julle kuier en ons kom terug. Nou die bruid se ma en hierdie vrou is al 50 jaar vriendinne. En ons sit daar met tafel en sy sê vir my, hoorie, wat hoor ek? Wat het gebeur met die vrou? Daar's 'n lewensveranderende ding. Sy wou niks geweet het van die kerk nie. Daar was van die familie wat sy niks mee te doen gehad het. Daar was verdeeldheid en allerlei goed. Jy weet, sy het so half 'n goth. Jy weet, sy hou van donker klere. Jy weet, haar trouklere was swart en pers maar dis haar persoonlikheid. Jy weet, mense sien ons die duiwel in alles, jy weet, maar nie die Here nie. En die Here sê ek is in alles, nie die duiwel nie. Want nevertheless, jy weet, en sy sê vir my, hoorie, maar ek het met haar ma gepraat en na die troue en hulle het nog oorgebly die volgende dag het hulle saam ontbyt geëet en gekuier en toe het hulle met witbrood gery. En daar het soveel goed gebeur wat ek en jy nie kan begryp dat die Here sulke geleenthede skep en aanbied. En Vrydag het ek Nolien en Armand hulle familie en hulle is besorgd oor hierdie mense en klomp mense wil hulle help en wil hulp aanbied, maar die mense doen nie noodwendig, hulle volg nie die raad nie, tot 'n sekere mate. Ek wil nou nie in detail ingaan nie. Maar met al hierdie goed wat om my gebeur, is my bekertjie toe nou so 'n bietjie vol. En hulle bel my en hulle sê vir my, nee, hulle wil graag met ons praat en ek besluit toe. Ek bel vir Nolien, ek bel vir Armand, ek sê, luister, julle is daar. Ek is nou gatvol. Dis nou wat dit is. Ons gaan nou hierdie ding vandag aan die bed sit. En ek ry soontoe en ek vra die Here, hierdie goed wat ons doen, help dit? Maak dit 'n verskil? Julle kyk hoe lyk alles, jy weet, niemand worry eers meer oor huwelike nie. Mense respekteer nie eens meer huwelike nie. Hulle respekteer nie ringe nie. Hulle respekteer nie die kerk nie. Niemand wil noodwendig hierdie goed en ek veralgemeen nou nie. Ek sê net, dis die norm. En toe ek daar stop, kry ek 'n boodskap van hierdie bruid wat sê, oom, baie dankie vir jou tyd, goed wat jy met ons gedeel het. Waardeer dit. Een boodskap. Op die regte tyd. Op die regte oomblik. En dit energise en dit herstel goed wat niks anderster kan regkry. En ons moet leer om daai klein goedjies
raak te sien. Ja. Maandagoggend sit my kleinseun, hy 6 jaar oud, by die ontbyttafel en hy stap in en hy sit sommer net kop onderste bo, 6 jaar oud. Sy vra vir hom, seentjie, wat is fout? Hy sê, ouma, weet jy wat nie? Niks voel meer vir my soos familie. Al hierdie goed wat hier aangaan, niks voel meer soos familie nie. Hy is 6 jaar oud, mense. En op daai oomblik, hulle het 'n afdak met 'n braai area en dan het hulle 'n groot skuifdeur en dan tussen die braai area en die kombuis is daar 'n skuifvenster. En die skuifdeure is oop en daai skuifvenster is oop en 'n geel vinkie kom sit op die vensterraam en hy kyk vir hom. En hy sien dit. Sy sê, Sion, ek is oortuig daarvan dat die Here jou gehoor het en dat hy hierdie voeltjie gestuur het om vir jou te sê, ons moenie bekommerd wees nie. Hy is deel van ons familie en hy sal jou pa wees. Nie gebid nie, nie die duiwel bestraf nie die bloedlynvloeke gebreek nie, net die geel vinkie geëer wat God gestuur het. Ja. Net daai klein dingetjie. Net die klein dingetjie. Nou dit is my en jou se uitdaging. Want die mense hardloop agter die groot goed aan. En die groot goed kan misleidend wees. Ja. Ek het ons vandag daai gedeelte gelees. Toe Moses sy slang neergooi, toe sê Farao se agente, kyk, ons kan dit ook doen. Enigste verskil is toe vreet Moses se slang hulle slang op. Toe Moses water in bloed verander, toe sê hulle, maar ons kan dit ook doen. So my vraag is, waarom het ons die Heilige Gees? Om die verskil te. Om die klein goedjies raak te sien. En gewaarsku te wees teen die groot goed. We embrace the big things. We embrace the spectacular things. But the significance is in the small. Enigiemand nog iets byvoeg asseblief man? Dani? Nee, wat nie van my kant af. Jy gemaklik, is jy rustig? Maak dit vir jou sin? Ja, nee, het maak daarom sin. Maak dit sin? Ja, solank dit net sin maak en dit, solank dit nie, jy weet, ek sê vir mense, die woord kan nou op 'n partykeer konfronteer, maar hy kan jou nie derail nie. Verstaan jy, hy moet nie die mat onder jou uittrek nie, hy moet jou net so maak en sê, okay, verduidelik Here, leer, maak bekend, openbaar, maar hy kan nie die mat onder jou uittrek nie, want dis nie wat die Here doen. Okay, Ansa daar by jou? Nee, ek is okay. Ja, is jy okay? Ja, ek hoor en ek neem in. Ja. Ja, ag, jy weet, ek sê baie keer, en ek wil hê julle moet verstaan, jy weet, ons kom nie met materiaal na hierdie meeting toe nie. Ons kom absoluut afhanklik van die Here. En ons vertrou die goed wat ons gehanteer het 'n bepaalde doel. Ek bedoel, daar's goed wat by julle gebeur wat ek nie noodwendig weet nie. Wat ander mense nie noodwendig weet nie. En dan moet ons die Here vertrou dat dit is wat dit is. Ek gaan nie iets fabriseer nie. Daar's geen sin en daar's geen doel in dit. Mens vertrou net die hart en die karakter van God dat hy iets aan ons wil voorhou. Ja. Jy weet, ek en Haitjie was gisterand by die Homesel in Middelburg en ons met alles wat hierdie jaar gebeur het, was ons nog net 2 keer by die Homesel.
En gisterand was een van daai aande wat toe ons daar kom met die Here, daai goed so geposisioneer, dat ek in Haiti daar gery het, so dankbaar, so emosioneel oor die goed wat daar gebeur het. En dit gaan eintlik oor die goed wat die Here op die tafel sit, sodat ek en sy net kan herinner word en kan bemoedig word. Niks nie, maar net dis daai ding van, Jesus, Here weet dit. Jy weet, so, nie kans gekry met hulle te praat oor goed nie, en dan het die Here dit geadres, sonder dat hulle weet daarvan. Jy weet, so, nou Lien by jou? Nee, wat, ek ben rustig, dankie. Baie dankie. Ja, dankie vir julle ook. Ja, en dankie vir die kuiers. Dis 'n plesier, dankie vir jou. Ja, en ek wil net sê, jy weet, nadat julle gery het toe hardloop die hele middag weg. So ek is so dankbaar vir daai bietjie tyd wat ons daar gehad het, om net bietjie asem te haal en rustig te wees, want toe na dit, toe sit net, Chaos. toe sit voet in die hoek, Ja. res in die rooi, jy weet so, ja. So. Amelia, by jou? Dit is vir my baie lekker gesprek gewees vanaand. Ek het dit baie geniet, ja. Alright. Was vir my 'n goeie aand. Ja, dis maar die Here het die vermoë, en jy weet, om uit niks uit iets te maak. Ja. Alright. Jy weet wat ons nodig het baie keer. Ja, hy weet presies. Nou ja, julle met 'n mooi weekie, om Dani groete vir die tannie, en en ons harte gaan uit vir julle. Selfs by julle Ansa, ek weet, jy weet, daai diagnose en die goed, dit sit maar in 'n ou se mind, en dit konfronteer 'n ou. Amelia, julle sy gekonfronteer word, en en jy weet, ons kan tereg sê, sy is ook deur 'n moeilike tyd. Jy weet, julle is nie noodwendig bekend met die goed nie, alhoewel ons baie keer sê, en sy sal sê, hoor ek stoei en ek het 'n uitdaging, maar die mate en die effek en die omvang van dit is nie altyd aan ons bekend, weet so, en ek wil julle vanaand uitnooi, en ek wil julle ook bemoedig, en ek wil julle aanmoedig, dat as jy iewers in die week aan iemand dink, of iemand in jou gedagte opkom, reageer. Ja. Moenie twyfel. Reageer op daai goed, want die oomblik as jy op daai ding reageer, en jy raak bekend dat die mense dit nodig het, is dit presies die bewys van daai ding. Jou geloof gaan confidence kry, want jy gaan oortuig wees dat ek gehoor het wat die Here gesê het. En dis daai ding wat ons moet oefen, dat jy bekend raak met sy stem, sodat jy kan reageer op sy stem, want dit is die bewys van sy geloof, dat hy jou getrust het, om dit te erken, om dit te doen, sodat hy verheerlik. Okay. Lekker. Blessings julle, mooi aand. Dankie julle ook. Dankie vir julle tyd en julle toewyding, hoor. Blessings. Dankie. Tata almal. Dankie, bye. Lekker aand vir almal. Dankie om Dani groete vir tannie Sarah, hoor. Ek sal vra sê. Dankie, hoor.